Alright, goeiemôre, baie welkom by ons. Hier is die B-span vanoggend, behalwe vir die 2 A-span lede hier links van my. Ons worship aanbiddings, een van die aanbiddingsleiers het daar nie gehoor. Luister, dit is so lekker om julle te sien, baie welkom. Vir die ouens wat aanlyn ingeskakel is, jy is ingeskakel by die Kompas familiegemeente. Ons is die geringste onder al die gemeentes hier. En soos almal hier het ons net een begeerte en dis om die Here se naam groot te maak. Om die middelpunt van ons opstaan en gaan slaap te maak. En dis hoekom hy hierdie wat hy nou ontvang, uit ons harte uit ontvang en nie uit performance nie. Ek wil vir jou bid en regtig vra dat die Here jou ontmoet net daar waar jy nou is. Daar's regtig 'n goeie woord, 'n woord wat jou soms sal bemoedig oor dat die Here nie ophou voordat sy plan nie volvoer is in jou lewe. So jy kan weet, as jy vanoggend hier sit, is daar baie spesifieke doel vir jou lewe. Is die Here besig om goed in plek te skuif en jy sal nou mooi sien hoe dit alles uitspeel. Kom ons bid saam. Ons koning Jesus, almagtige Here en hemelse Vader. Die liefde is dit wat ons dryf. Die genade is wat ons ontsluit, die guns en die goedheid in ons lewe om te kan opstaan en te kan wees omdat U is. Vader, ons aanbid U en ons vra dat U ons nou in hierdie oggend sal ontmoet op die plek waar ons is. Here, dat ons die rivier en die storm sal deurkruis, sodat ons U aangesig, U woord, U stem kan hoor vanoggend. Dankie Here vir die kosbaarheid van familie wees, saam wees en die woord wat die hoogste gesag in ons lewe is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, sing ons lekker saam. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Laat hy ons seun gestuur om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde lewe. Uit die bron van liefde lewe. Uit die bron van liefde lewe. Dink so 'n bietjie daaroor. Dis die ongelooflike liefde wat die Here het vir ons het. As dit daai bron uit waar ons geneig word om te verander. En dis sy liefde wat so groot was dat ons vandag hier kan sit. Vergewe, totaal vrygevoer. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde lewe. Uit die bron van liefde lewe. Uit die bron van liefde lewe. You unravel me with a melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer
child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I'll stand and sing. I am a child of God. I am a child. I'm a child of God. Oh, I am a child of God. I am a child of God. Jy gaan my moet help met die enetjie. Right. Ons moet lekker sing, kerels. Dis koud daar buite. Dit gaan ons. Look
is vreeslik trots op my, jy moet kyk daar voor, hoor. Ek wil net sê, ek is so bly julle is almal hier vanoggend. Ek het gedink ons gaan nie baie wees nie as gevolg van hierdie storms, maar prys die Here dat julle deurgedruk het. Dit is so lekker om julle hier te hê. Die wat glo in die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige. Die Almagtige. En ek sal sê, die Here is my vesting. En ek sal sê, ons vertroue en ons geloof en ook ons aandag is nou by U. Dankie Here dat U ons nou ontmoet hier waar ons by mekaar kom vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom sê ons ook dankie. Here, kom word vaardig oor ons. Kom open ons hart en ons oë in hierdie oggend in Jesus naam. Amen.
Daar's hy. Goed. Goed so, kan almal my daar sien, mooi sien. Waar was hy toe ek hom nodig gehad het toe ek nou gesing het? Right. Kamera is nou gemors, sorry Davey. Goed, dis vir my belangrik dat Henny my moet kan hoor. Kan Henny my hoor as ek so praat? Bietjie harder sê Henny. Daar's hy. Okay, goed. Almal kan my nou mooi hoor, nee. Fantasties. Ek gaan weer bid, kan ek? Dat ek net rustig raak. Ja. Ek gaan nog so 'n bietjie harder gaan. Alright, daar is hy nou. Fantasties. Here, dankie. Ek kom bid net vanoggend vir u, vir 'n goeie woord. Here, dat dit by ons byval sal vind, en dat die genade van die Here nou ontsluit word in ons lewe. Here, sodat ons kan sien die hoop en heerlikheid wat daar in Christus opgesluit is. Ek dink dis die belangrikste ding. As ons niks anders sien nie, dan moet ons u kan sien, midde die krisis en situasie en omstandighede in ons lewe. So kom vra ons nou vir die genade om dit te kan doen. Here, dat die ou wat hier voor staan totaal verdwyn met sy kaalkop, maar dat die woord die saad word wat agterbly in ons harte, in Jesus naam. Amen. Goed, ek is in Rit vanoggend. Baie min gepreek al in hierdie boek van Rit. Daar's regtig baie min gepreek oor dit wat ek nou hier wil preek vanoggend, hoe God alles in plek laat val, weet? En hoe hy dit laat doen het, en wat gebeur het. Ellen, ek is so bly jy is lekker om jou te sien. Ek gaan nog 'n bietjie harder sit. Kan ek daai kant toe? Ja, as hy. So gewoonlik, as jy hoor oor die boek Rit, dan kry jy Rit 1 vers 16, ek gaan dit nou ook weer quoteer, dan sal jy agterkom, dis hierdie verbond wat Rit sluit met Naomi, waar sy vir haar sê, luister, waar jy gaan sal ek gaan, jou God is my God. Ek is vanoggend nie daar nie, ek is in die 4de hoofstuk en ek is in die 9de vers, ek gaan lees tot in vers 17, so as jy so te wil blaai, asseblief, blaai saam met my. God laat alles uitwerk. Het voel partykeer nie so nie, en luister, as jy nou in die moeilikheid is, of jy het in 'n situasie getrap, of jy's in 'n plek in jou lewe, of 'n seisoen in jou lewe, waar dinge nie in plek val nie, dan is dit nou een van die laaste goed wat jy wil hoor. En dis gewoonlik die eerste goed wat jy hoor, waarna mense vir jou sê, moenie worry nie, jy's nou verniet bekommerd, jy weet mos die Here sal alles laat uitwerk. Maar vanoggend wil ek regtig betekenis agter daardie woorde sit, uit hierdie gedeelte uit. So kom ons lees saam van vers 9 af, ek is in die nuwe vertaling. Hierop sê Boas vir die leiers en almal teenwoordig,
Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelek en Kilion en Maglon behoort het van Naomi gekoop het. En dat ek oor die Moabitiese vrou, die weduwee van Maglon, vir my as vrou gekry het, so sal die grond in die oorledene se familie bly en sy nageslag nie vergeet word in die volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies. Vers 11. Die leiers en almal wat in die stadspoort bymekaar was, het toe bevestig: ons is getuies. Mag die Here die vrou wat nou by jou huis inkom, soos Rachel en Lea maak, wat saamgebou het aan die volk Israel. Verwerf aansien in Efrata en maak naam vir jouself in Bethlehem. Dis 'n seën. Weet? Dis amper asof hulle vir hom sê, you're going to step into this blessing. En partykeer dan lees ons verse in isolasie en dan kom ek agter, maar wag bietjie, hier's bietjie meer agter hierdie ding in konteks opgesluit, as in bloot die seën wat ons nou hier sien. Uiteindelik is daar hierdie wonderlike seën, maar daar's gewoonlik 'n klomp konteks agter dit opgesluit. Maar kom ons lees verder. Vers 12, mag die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee, wees soos die van Peres, wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is. Hy is besig om in te beweeg in 'n groot seën. En dit is interessant, as die Here vir ons 'n seën voorberei, nê? 'n blessing nou in Engels, dan lyk dit nie baie keer vir ons soos 'n blessing nie. Lyk vir ons baie keer soos iets anders. Kom ons maak klaar en ons lees vers 13. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi: aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel. En mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom vandag in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en is haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê: 'n seun is van Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. So die vrouens wat nou sê, luister gou. Hier's 'n groot geheim. Vandag is daar 'n seentjie gebore van Naomi. Sy was bitter en sy 10 jaar lank het sy uit Bethlehem uit beweeg en sy was Moab toe gewees en sy het bitter teruggekom en sy hou 'n seentjie vas en sy naam is Obed. En ek dink iets van hierdie boodskap wil ek uitlig en ek hoop ek dra dit reg oor sodat jy dit vanoggend kan hoor. Wat die Here wil hê jy moet hoor is dieselfde nuus wat Naomi nou kry in terugskouing en 'n terugblik van haar hele lewe, dat alles sal uitwerk. It will come together. En ek het begin daarmee deur vir jou te sê, dis een van die grootste klisjées uit. Wanneer 'n ou deur 'n moeilike tyd gaan in jou lewe, wanneer dit werklik lyk of situasies en omstandighede geen grit kry in 'n ou se lewe nie. Menens lyk is die een ding op die volgende ding, op die volgende ding, en dan kom daar iemand met so 'n lukrake stelling wat sê, moenie bekommerd wees nie. Alles gaan uitwerk. En dan wens ek daai selfde ou wat dit vir my gesê het, wil net by Matsikama munisipaliteit net gaan staan wanneer hulle my krag afsny en sê, luister gou, alles gaan uitwerk, gee die ou nog 'n kans. Soos almal wat al getroud is, en dan sit hierdie meisie vir soveel jaar enkel, single, as mens nou die woord. Dan sê iemand ook vir haar, ek was al in die gemeente gewees waar dit gebeur het. Dan sê hulle, jy gaan jou Boas kry. Dan dink ek, wat beteken dit nou vir haar op hierdie oomblik? Ja, dit sal uitwerk, ja, dit sal goed gaan, maar sy het nou 'n stuk bemoediging nodig, Boas, nee? Daar is so 'n ding op die internet, wat hulle gesê het vir die meisies, hulle het gesê, when you're waiting, Zani, when you're waiting for your Boaz, don't marry a dumb ass, or a broke ass. Kan mens dit nie van die preekstoel af sien? Sorry. Wag vir Boas, nie vir 'n ander ou nie. Hulle lyk soos Boas, hulle is nie goed nie. Sorry, Monica. Typies op 'n troue wat jy kry is hierdie volgende teks, en daar's 'n hele preek opgesluit en ek moet dit met julle deel, hoor gou hier. Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan.
om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Nou luister, ek wonder baie keer wanneer mense na my lewe kyk. Of hulle kan sê, luister, Jan Hendrik se God, wil ek ook my God maak. Waar hierdie ou een op pad is, daar wil ek ook een op pad wees. En as jy dit nie van my lewe kan sê nie, dan gaan soek ek eerstens die fout van, hoekom nie? Wie is die Here wat ek dan voorgee ek dien? En hoe lyk dit vir mense waarheen ek op pad is? Kan mense duidelik sien waarheen ek op pad is? Nou luister, die afgelope tyd, my seun is nou besig met matriek, en ons moet nou kyk na universiteit, ons gaan nou universiteite begin soek. Maar dit is eintlik verkeerd om, as ek gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sê hierdie gedeelte so mooi, sy kies eers 'n persoon, wat dan sal bepaal waarheen hulle op pad is, nê? As jy kies wie, kies jy ook waar. En dis so belangrik. As jy dit nou mooi sien, wanneer Monica my gekies het, om mee te trou, het sy ook outomaties gekies waarheen ek op pad is. En dit neem ons baie keer nie in oënskou nie. Ons besef dit nie altyd nie. As jy die wie kies, kies jy ook noodwendig die waar. So jy kan in die beste universiteit wees, maar as jy wie waarmee jy daar jouself mee deel en meng en omgaan mee verkeerd is, dan gaan die beste universiteit jou glad nie help nie. Who will ultimately identify not only where you end up physically, maar ook geestelik. Met ander woorde, wie jy kies, gaan nie net bepaal waar jy fisies gaan opeindig nie, maar ook hoe jy daar gaan opeindig. As 'n heel mens. Monica het my gekies 'n hele paar jaar terug. Was lief vir die Here gewees, ek het liefde gehad vir die woord, maar ons het geen idee gehad dat ons die herderspaar van 'n gemeente eendag sal wees nie. Sy het dit nie gekies nie. Sy het my gekies. En dan dink ek so aan koppels wat vanoggend hier voor my sit. Daar's soveel goed waarvoor julle ja gesê het vir mekaar en nou in 'n situasie beland het, miskien dalk net soos Naomi, Rut. Naomi wat nie regtig gekies het om uit Bethlehem uit te gaan nie, hongersnood het bepaal dat hulle moes trek. Vir 10 jaar lank na 'n plek toe te gaan wat nie vir hulle baie aangenaam was nie. Baie keer is dit dieselfde met God. As jy vir hom ja sê, gaan hy jou na plekke toe neem wat jy in jou dagtes lewens nooit kon dink het jy gaan opeindig nie. Hier sit ek in Vredendal. Dis 'n goeie ding, by the way. Vir wie jy ja sê en vir wie jy nee sê, het 'n groot impak in jou lewe. En dis een van die punte wat jy moet onthou vanoggend. Die Here bring alles bymekaar uit. Ek wil so 'n bietjie daaroor gesels. Jy weet, ons is almal op 'n plek in ons lewe waar daar onduidelikheid is oor iets. Niemand van ons het 2020 visie derentyd nie. Anne-Marie skryf so 'n tydjie terug. Ek dink dit was Vrydag gewees wat jy so mooi geskryf het oor hoe julle daar deur die rivier is en daar's hierdie gedeelte waar sy sê toe moet Philip 'n trekker gaan haal. Hulle gaan nou nie met die bakkie daai stuk kan ry nie. Daar's 'n onduidelikheid en hoe's Philip weg en hoe sy nou deel met die situasie is kosbaar. Gaan lees dit asseblief, is daar op ons kerkgroep. Daar's 'n getuienis in. Maar daar's vir ons almal hierdie gedeelte waar ons nie duidelikheid het oor waarheen ons op pad is of waar ek nou is in my lewe nie. Onsekerheid, nê? En dis die een ding waarvan ek seker is, solank as wat ek nou nog lewe, is daar altyd 'n onsekere aspek gaan wees in my lewe. So, jy's dalk nie in dieselfde situasie as Rut en Naomi nie, want beide is nou weduwees, beide is totaal afhanklik van die goedheid en guns van iemand anders, en Rut het nie net haar man verloor nie, maar Naomi het haar seuns verloor. En haar man, jy weet. Naomi het al reeds haar man verloor, Elimelek. Nou is sy nog in 'n vreemde plek, afhanklik van mense se goedheid en guns, en as ek by 'n plek is soos Naomi en Rut, jy weet, waartoe draai jy nou jouself? Bethlehem, wat beteken plek van brood. Waar is die plek waar jy voeding kry? Waar is die plek waar ons gevoed word? Hulle draai toe terug na die plek wat hulle nog altyd gevoed het. Draai terug na Bethlehem toe.
Die gedeelte is so duidelik, kort praat dit van Rut die Moabiet, so asof ons sou vergeet het wat in Numeri 22 gebeur het, toe hulle die hele volk mislei het. Hulle haat die Moabiete. Maar desnieteenstaande kies Rut die God van Naomi en sê, weet jy, enigiets is beter as om hier te bly. As jy een vers in isolasie lees, dan maak 'n ou dikwels die verkeerde afleiding. Kom 'n ou dikwels tot die verkeerde gevolgtrekking. En daarom is dit belangrik om die konteks te lees ook van wat tussen die stukke gebeur en ons gaan dit ook in hierdie gedeelte doen, nee. Luister gou na die volgende teks wat sê, julle ken dit almal baie goed, Romeine 8:28, wat sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Eenvoudig. Nee? Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. En dit onthou ons baie goed, elke keer as daar 'n krisis kom. Maar as jy dit in isolasie vat en jy haal dit uit, dan is dit skeef getrek, want luister gou, die volkome of die hele teks sê, vir die wat hom liefhet, en vir die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, as jy geroep is vir dit wat hy besluit het, ons weet dat God alles laat meewerk. Wat ons mis is, dat die persone waarna die teks verwys het, God lief het. Het jy God lief? Die liefde word bepaal soos volg, daar staan, hulle wat hom lief het, doen sy gebooie, is gehoorsaam aan hom, hulle luister na sy woord. Dis nie emosionele liefde waar ek op sy skoot wil sit en ek ruik sy parfuum en ons kan so liries raak oor die goed. God is by die doen gedeelte van doen gehoorsaamheid. Wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, God maak nou die besluite en nie meer ek nie. Ek het so baie planne, ouens. Hou se planne maar net nie opraak nie, het ou een keer gesê. Met ander woorde, God besluit dan wat goed is vir my lewe en nie meer ek nie. Nou as ek by so 'n punt kan kom waar ek sê, goed Here, ek gee my besluite oor aan U. Want ek het U lief. En nou nie meer ek wat besluit nie, maar U besluit. En ek is gehoorsaam. Dan besluit God volgens sy wil wat die beste is vir my lewe. Dis wat hierdie gedeelte sê. Met ander woorde, ek sit die besluit setel by God om te besluit, wat is die beste vir my lewe? En ek onthou dit so goed. Laaste keer wat dit met my gebeur het, was ek 13. Ek het my pa in sy huis gebly. Hy het besluit wat is goed, wanneer gaan ek slaap, wanneer gaan ek eet, waaraan kan ek deelneem? Ek het geen worries gehad. Toe raak ek 'n tiener. Ek en jy kry onsself by 'n plek waar ons sê, hierdie situasie is nie goed nie. Nee? En dan bly ons by die woord van, wag, God laat alles ten goeie meewerk. Maar ek beland in 'n situasie of 'n seisoen wat ek sê, hierdie wat ek nou beleef, is nie goed nie. Maar God is goed, so wat gaan nou aan? Okay? Was jy al in so 'n plek gewees? Waar jy sê, dit wat ek nou beleef is absoluut, dis treurig, dis sleg, ek haat dit, jy weet? Niks hiervan is goed nie. Maar tog is God goed, so hoekom beleef ek hierdie situasie op hierdie oomblik? Ek dog alles gaan goed wees. Dan kom ek maar net weer terug na sy woorde wat sê, nêrens het God 'n belofte gemaak dat hy sê, alles gaan goed wees nie. Wat hy sê is, alles sal saamwerk vir die beste. Vir hulle wat hom liefhet, en hulle wat geroep is om sy doel vir jou lewe te bereik. My journey, my opstaan en gaan slaap, is om uit te vind wat sy doel is vir my lewe. Die regte ding sal dan wees om op te staan en te sê, Here, praat, die diensknegt luister, ek is vandag in U diens, Here, lei my soos U goed dink, gee my die wysheid om die situasies of omstandighede die hoof te bied, waar wil U my vandag hê? Wat moet ek vandag doen? Met ander woorde, God se doel vir my lewe kry prioriteit, nie meer my eie planne nie. God se doel is belangriker as my eie planne. Jy weet, ons raak verslaaf van 'n plan. Regtig, ons as mense. Ek het so baie planne vir my kinders en ek het so baie planne vir dit. Ek het 'n plan gemaak vir die hond. As ek hom nou gekry het, gaan hy hier slaap. Hy gaan daar. Ons werk om Jenny en so, jy weet. So asof God begin met jou plan waarop hy jou lewe wil bou. Waarmee is ons besig?
Ek dink hierdie is die beste plan. As ons sê, God is soewerein, en sy besluite is volkome en volmaak. My plan is om hom te dien. Net soos jy nie 'n vers in isolasie kan beoordeel nie, kan jy ook nie jou lewe in isolasie beoordeel nie. En dis ook belangrik om te onthou, want jy sit nou in 'n situasie of 'n seisoen in jou lewe en jy dink, dis terrible. Ek is 'n mislukking. Ek weet nie hoe gaan ek dit eendag maak nie. Niks van hierdie goed maak sin nie. Ek kry nie rigting nie. En dan moet ek terugkom na dit wat die Here sê in sy woord, nie? Romeine 8:28. Is ek vir hom lief? En is sy plan vir my lewe my prioriteit? Hoe kan 'n ou tog regtig weet waartoe jy nou gaan, of dit goed of sleg is? Vir ons kinders, as jy vir hom sê, luister hier, maak jy jou kamer aan die kant, is dit vir hom onmiddellik sleg. Daar's niks goed daaraan nie. Hy sien nie die doel van 'n skoon kamer nie. Nee. Ek sukkel met skottelgoed self. Ek sien nie die doel daarvan om alles agtertoe te vat nie. Maar ek en jy beskou goed van goed en sleg. Ek dink is John Bevere wat 'n boek geskryf het, Good or God. Jy weet, wat is in jou oë goed? Wie is jy? Is jy die gesag wat beoordeel wat goed of sleg is? So kom Jesus op 'n stadium by een van die fariseërs en hy sê, goeie meester. En God sê, Jesus sê vir hom, moet my nie goed noem nie. Ek dink, hoekom nie? Jy is fenomenaal, nevermind, goed. Maar ek besef, toe hy daar sê, net God is goed, beteken dit, jou oordeelkunde is nie so goed nie. Want onthou jy, toe Eva van die vrug geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad, toe lyk dit goed om van te eet. Nou broer, ek het al slegte besluite gemaak, omdat dit goed gelyk het. En dit was glad nie gewees nie. Daarom wil ek vir jou hierdie teks voorhou, in 1 Korintiërs 4 vers 5 staan daar, ek wil die Engels gebruik. Therefore, judge nothing before the appointed time. Moenie iets sommer gou oordeel as goed of sleg nie. Jy weet nie wat se impak dit in jou lewe kan hê nie. Die teks gaan aan, therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in the darkness and will expose the motives of the heart. At that time we will receive their praise from God. Ander woorde, hou so 'n bietjie terug voordat jy besluit hierdie is nou goed of sleg vir my lewe. Ek weet, op die oomblik lyk dit soos 'n krisis. Dit waar jy nou gaan, lyk vir jou glad nie goed nie, maar ons weet nie hoe die Here dit saam gaan laat werk om sy doel te volbring in jou lewe nie. As jy iets anders liewer het as wat jy die Here het, dan het ek agtergekom, gaan hierdie Romeine 8:28 baie sleg wees vir jou, en dit is moeilik. Ek bedoel, as jy liewer is vir populariteit in jou lewe, gaan dit vir jou bitter sleg wees as mense van jou af wegstap. Maar ek weet, dit het nog nie in Vredendal gebeur nie, hier stap mense nie van mekaar af weg nie, dis maar meer daar aan Klawer se kant en Trawal. Maar as populariteit die God is wat jy aanbid, as jy lief is om populêr te wees, eerder as vir God, dan gaan dit vir jou bitter sleg wees as mense van jou af wegstap. As jy nie die wil of die doel van die Here liewer het as populariteit nie, sal jy nie verstaan dat wanneer partykeer mense van jou af wegstap, dit nie 'n slegte ding is nie. Ek en jy het nodig om te besef, net soos wat mense in my lewe gekom het, is daar 'n seisoen wanneer hulle besluit, hulle stap uit. En dan hou ek en jy verbete vas aan die, want ons het 'n plan, sien? Ek het 'n plan met die ou wat nou in my lewe is, en ek het 'n plan met hierdie verhouding gehad, en hierdie ding is op pad na 'n plek toe, en wat ook al, en dit sê my net, wag, jy maak nie meer God se wil die prioriteit in jou lewe nie. Jy het nou al lankal onder daai beskerming uitbeweeg, jy is nou al weer besig met jou eie planne, nou preek ek vir myself. En soms maak ons die fout om te dink, die wat saam met ons begin het, sal saam met ons klaarmaak. Hey, dit gebeur baie selde. Soms maak ons die fout om te dink, die ouens wat saam met ons begin het, gaan saam met ons klaarmaak. En dis die storie van Rut. Hierdie ou spannetjie het begin daar in Moab, 2 blakend gesonde seuns en 'n ouer man. Daar was volop kos gewees, lewe was 'n lied, en dan gebeur die omstandighede, dan gebeur die lewe.
Jy kry hierdie vrou Naomi, wat alles verlaat om so toe te trek, sonder haar toedoen of haar fout, 10 jaar later sit sy in 'n penarie. En daar is 'n goeie rede hoekom die boek se naam nie Orpa is nie. Hy word pertinent Rut genoem, laas dit ek gekyk het. Want Orpa het aanbeweeg. Rut het gekies om te bly. Rut praat van verbond. Luister, iets van 'n kommoditeit wat so skaars is in vandag se tyd. She chose to stick it out. En nou as ek my oë so gooi hier so oor die gemeente so, dan beteken dit, verbond beteken, ek bly met jou, al gaan dit sleg. En dis wat sy besluit het. Sy het wel gebly. So ek maak so 'n paar notas toe vanoggend vir my net om my te herinner, dat daar mense is wat aanbeweeg. Maar ek skryf hier, ek sê, wie ook al jou verlaat het in jou lewe, of wie ook al besluit het om vir jou weg te loop, moet ek verstaan, hulle was nie deel van God se seisoen van my lewe nou nie. Was nie deel van sy plan nie. Het ek 'n aandeel gehad? Miskien. Dan maak ek dit reg. Jy weet, ons hou nie verhoudinge wat in die lug hang nie. Nee, ons glo daarin om te sê, luister, kom ons maak reg, is daar iets wat verkeerd is, kom ons sorg dit uit. Maar ek gaan nie iemand gijslaar hou deur manipulasie in 'n verhouding, as dit nie die Here se plan is vir my lewe nie. Okay? En dit beteken nie dat hulle sleg of boos is omdat hulle weggestap het nie. Nee. Jy hoef dus niks te doen om hulle te laat suffer nie. Ek gaan hulle nou nie groet nie en ek gaan hulle terugkry. Moet asseblief, ons speel nie daai speletjies nie. Ons sit ons onder die beheer van die Here en sê, Here, wat nou in hierdie seisoen in my lewe moet gebeur? Die persone wat hier om my gesit het, is vir 'n bepaalde doel, dankie Jesus. Nee? God doesn't build my life on people who left. Dis so. Fantasties. So nou weet ek, die ouens wat hier saam met my is, die Here gaan gewig op hulle sit, om so ook my lewe en hulle lewe te laat saamvoeg tot sy eer. So, iets wat ek reeds meer oor leer en elke keer ontdek, is hoe die voorsiening van die Here werk. En Naomi en Rut is midde die situasie waar hulle nou leer hoe die voorsiening van die Here werk. En dit staan eintlik so 'n bietjie teenoor mekaar. Jy kry die planne van die mens teenoor die voorsiening van die Here. Luister gou hierdie gedeelte in Proverbs, nee? Spreuke 16 vers 9. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. In 'n hart van mense bedink hulle planne, maar God bepaal hulle voetstappe. Dis eintlik wat die gedeelte sê. Miskien het jy vandag soveel planne in jou kop, dan is dit nog steeds die Here wat jou voete rigting gee om in 'n rigting in te beweeg. Nee. So miskien preek ek vir iemand vandag wat soos Naomi is. Toe ons laas vroeër weggetrek het in hoofstuk 4, het dit regtig gelyk of alles oukei is. As jy hierdie gedeelte waar hulle so prys en lof sing en eer en verwonder en sy het 'n losser gekry en hey, dis alles great. She stepped into a blessing, maar net as jy dit in isolasie lees. Op die oppervlak lyk dit soos 'n oomblik van vreugde vir almal. Daar sit Naomi, die spiksplinte nuwe babatjie op haar skoot. En niks kan vervang dit wat sy verloor het nie. Die hartseer is, 2 seuns is dood, as ook 'n man. Om te verstaan wat gebeur het tot en met hierdie oomblik, het die Here vir my so mooi kom uitlig, jy weet wie hy is en presies wat hy doen. So kom ons kyk gou 'n bietjie dieper na hierdie storie. As jy gaan kyk na die Bybelboeke, dan is dit interessant om te sien, die boeke begin so, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Rigters, Rut. En dan 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings. En toe ek het sien, toe dink ek, maar dis vreemd. Want jy en ek weet, daar's 5 verbondsbeloftes, en hier kom Rut hier in die middel uitgespring. Waar kom sy vandaan, jy weet? Wat soek Rut tussen al hierdie groot boeke, wat, is 'n lekker besige kerk. Luister, net 'n uitbreek. Ek dink net by myself, kyk, Jesus moes dit gelove het. Daar was 'n skaap gewees as hy gepreek het, dan het hy nou hier geblê en dan. So,
wat soek Rut hier tussen die middel? Jy weet, dis goed wat my fascineer. So wat soek hy hier tussen al die boeke? Beter nog, hoekom is daar 'n boek in die Bybel van een vrou wat van Moab afkom? Wat is die doel daarmee? En toe ek bietjie gaan krap, toe besef ek dit gaan oor hierdie verbondsbeloftes wat gemaak is. Daar's 5 van hulle gemaak waar God hierdie belofte maak met mense. En dan ander die Here hierdie verbondsbelofte wat Rut maak in Naomi. Kom ek deel dit gou met jou. Maas raak nou op hulle senuwees. Jy kry die eerste een wat jy kry is die Noagitiese verbond. Julle ken dit mos, nê? Die ene wat 'n verbond gesluit is met Noag, wat God gesê het nooit weer sal die wêreld onder vloed kom nie. Dis die eerste verbond, die Noagitiese verbond. En dan kry jy die Abrahamitiese verbond waar God gesê het ek gaan jou nageslag gee soveel soos die sand van die see en soveel soos die sterre aan die hemel. Toe gaan tel hy mos die sand. Toe sê hy maar dit gaan 'n hele tyd vat. Toe sê hy maar dis hoe lank dit gaan vat om in elk geval daai nasie te bou. Dan kry jy die Davidiese verbond. Dis die verbond van die tweede koning van Israel wat sy troon nooit gaan val nie. Hy sal staan tot in ewigheid, waarby Jesus dan die troon sal bestyg éventueel. En dan het ek vergeet van die Mosaïese verbond, waar God 'n verbond gehad het met Moses, waar hy gesê het, ek sal my volk uit Egipte uitlei. Jy weet? En dan het ons nou die nuwe verbond, die bloed van Jesus. En tussen al hierdie goed, lê hierdie gedeelte van Rut, waar sy sê, waar jy gaan, sal ek gaan. Jou God is my God. Toe ek hierdie goed lees, met die oog op die nuwe verbond, toe sien ek, jy weet, wat vir my amazing is God het al reeds sy mind opgemaak oor my. Ek gaan nou sê hoekom ek dit sê, dis my eintlik, dis my so mooi, jy weet, God het al reeds besluit, ek gaan nie die paal haal nie. Daar's foute en sonde in my lewe en ek gaan verkeerde keuses maak. Goed wat vir my goed lyk, is glad nie goed nie, ek maak my eie planne, en toe kom stel hy 'n verbond in plek, waar hy dit met sy seun sluit. Die lam geslag voor die grondlegging van die aarde, Openbaring 3:18. En daarom betaal hy vir ons skuld. God het besluit, ek is kosbaar genoeg, dat die gedeelte in Johannes 3:16 op my van toepassing is, aan hulle wat hom aangeneem het hy kinders gemaak, maar ook, hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Sodat almal wat in hom glo, dis die eerste voorwaarde, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So God het 'n doel vir my lewe, en alles sal uitwerk volgens sy doel, nie my doel nie. So as Naomi my nou iets geleer het, is dat as sy gedink het, alles is verby en te vergeefs, dan het God nog steeds iets oor vir haar. Want daar was versekerde tyd waar sy daar gestaan het, luister, dis vir my so eienaardig, die oomblik toe haar man dood is, toe gebeur daar niks nie, maar toe haar 2 seuns dood is, toe sê sy nou, noem julle my nie meer aangenaam nie. Dis wat Naomi beteken. Sy sê julle noem my nou bitter. Ek is nou bitter. Dit is my so interessant, dat Naomi op daai plek van haar lewe gekom het, net soos wat ek en jy by stadia in 'n plek in ons lewe kom, en ons dan dink, jy weet, alles is verby. En dis hoekom ek 'n boodskap kan preek om te sê, weet jy wat, alles sal wel in plek val, vir dit wat God se plan is vir my lewe. Dus hy dink, ek het alles verloor, alles is nou verby, en dit is 'n geweldige tragedie, as jy al 'n kind afgestaan het aan die dood, dan bly dit vir ewig met jou. Maar God het nog steeds iets oorgehou vir haar. God still had something for her. Ons kry dit dan in vers 11. Then the elders and all the people at the gate said, we are witnesses that may the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, together building up the family of Israel. May you have standing in Ephratah and be famous in Bethlehem. Nou, hierdie ouens skryf 100 jaar, daar het oor die 100 jaar verloop, voordat hulle die besef kon hê, dat Rachel en Leah, is 'n aparte, miskien 'n aparte Bybelstudie wat jy kan maak, hoe hierdie 2 uitsonderlike mense, saam die huis van Israel opgebou het. Dit wat goed en vreugdevol en lekker was, en die hartseer en die pyn van Leah, hierdie 2 aspekte saamgemaak het, dat die volk van Israel gebou word. Is nooit net goed nie. Nêrens kry ons dit nie. Maar hulle sê dit, omdat hulle hierdie blessing sien, na alles wat gebeur het. Hierdie mense sê vir haar, mag hierdie nuwe vrou wat in jou lewe gekom het, hierdie nuwe skoondogter, Rut,
Want daar status, as jy nou 'n bietjie van die Hebreëus verstaan, dan sal jy sien, sy begin nie as 'n Moabit, 'n vrou wat nie 'n man het nie, en dan eindig haar status as 'n Ishi, aan die einde van die boek, is sy weer 'n volwaardige vrou en sy het getrou. So verander die Here gedurig ons status deur dit wat verander in ons lewe. Dit is my so mooi as 'n ou gaan kyk na die Hebreëus. Maar op baie oomblik het hulle geen terugskouing gehad van hoe sleg dit was en hoe troebel dit was nie. Hierdie ouens kon, want hulle was 100 jaar na die tyd het hulle gesien wat 'n geweldige seën dit was. Hoekom ons nie verstaan dat alles ten goeie sal meewerk nie, is because we don't taste life as a meal. Hoe ons maak is, ons proe die bestanddele. Ek wil nou gaan bakpoeier haal het, en weer vir Niel laat bakpoeier proe. Niel is altyd die ou wat al my eksperimente doen. Net vir julle wat nie weet nie. Dis maar gewoonlik die eerste ry. My vrou sal my klap so, Niel. So, as ek nou vir jou sê, kom proe gou hierdie bakpoeier. Wie's nou lus vir 'n heerlike hoop bakpoeier vandag? Nee, dan geef my sê, waarmee is jy besig? Kom reg. Nee, maar as ek nou vir jou sê, bakpoeier is nie noodwendig sleg nie. Dit help in 'n maaltyd. Vir iets, ek weet nie, ek maak nie kos nie. Maar ek verstaan dit werk. Maar as jy nou net bakpoeier en isolasie eet die hele tyd, dan is dit sleg. So waar Naomi haarself op die oomblik in haar lewe vind, is 'n gemengde seën. Dis hierdie blydskap van 'n nuwe babietjie en daar's 'n losser nou weer gebore vir hulle gesin, 'n Kingsman Redeemer. Sy het die seën ontvang soos dit bedoel is. Terwyl sy steeds rou oor haar man en haar kinders. Baie van die seën wat ons ontvang is baie keer in ons lewe 'n gemengde seën. En as jy nie volkome op 'n plek is waar jy vanoggend voel van, joh, dankie tog, waar kan ek dit nou voel, is 'n deurbraak nie, maar jy beleef iets van Naomi, waar jy voel, daar's tog iets wonderliks in my lewe, alhoewel daar 'n klomp hartseer ook is. En hoe dit werk, hoe hierdie mixed blessing werk, sal ek nooit vergeet nie, kom ek verduidelik dit vir julle so. My pa het op Strandfontein gebly. Hy was tussen 80 en droë wors wil ek amper sê. Ek kan nie presies 83, kosbaar, want ek het hom gelief in my lewe. En hy het vir ons altyd kos gemaak, breakfast in die oggend. En dan wil ek vreeslik graag help, maar hy wil vreeslik graag ek moet uit die kombuis uit, want ek maak net droog of ek is in sy pad en goeders. Ek wil net help. So die oggend is hy besig om, hoe dit werk is, die ontbyt het 'n spesifieke wy. Jy vat wors en jy sit dit in 'n pan, dis daar nie mooi luister. Sit dit in 'n pan, braai die wors, dan is daai vet en goed, dis grease, dink ek maar eerder, wat nou so loskook. En dan vat ek die pan en ek gaan gooi dit uit. En daar sê hy toe vir my, luister, wat het jy nou gedoen? Ek sê nie, ek het dit gaan uitgooi. Hy sê nie, dis hoe jy dit doen nie. Hy sê, daai eiers moet nou in daai besigheid gebak word. Ek sê, ek verstaan. Jy sien? Toe sê hy vir my, kom uit die kombuis uit. Want wat my pa my geleer het, is alle eiers, werk ten goeie mee van die grease wat jy nie op jou eie kan eet nie, sodat daar, jy weet, verstaan jy Romeine 8:28 het vir my so duidelik geraak. God werk alles ten goeie mee, selfs die grease wat in die pan gelê het, sodat die ontbyt volledig kan word. Jy sal dit nooit weer vergeet nie. Maar daai grease gaan jy wraggies nie eet nie, dit beloof ek vir jou. En toe sê hy vir my, luister, jy weet nie wat jy doen nie, kom uit die kombuis uit. Partykeer moet die Here vir ons sê, get out of the kitchen. Ek is hier besig om te kook. Jy kom, wil ek sê mors net, maar hy sal dit nooit doen, hy is te ordentlik. Hy sê, jy mors net hier man, gaan staan buite, dat ek die besigheid klaar vir jou kook. Sy het haar man verloor, nadat sy haar seuns verloor het. En ek dink aan hierdie gedeelte net weer, hoor so mooi. Sy sê, moet tog nie my dwing om van jou weg te gaan nie. En om te draai nie, want hier waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, en u God is my God. As ons afsluit vanoggend, dan wil ek jou challenge, dalk, wil ek jou bemoedig om so te lewe, dat mense sal sien, wat God jy dien. Dat mense jou sal volg, omdat die bestemming waar jy in jou pad is, 'n belofte inhou. 'n Belofte soos wat Bethlehem ingehou het vir die geboorte van klein Obed. Daar is iets beters op pad. Is nie nodig om hier te bly in Moab en te vergaan van die honger nie, maar om aan te beweeg. En lyk my lewe so. Lyk jou lewe so. Waar jy gaan, sal ek ook gaan. Die Here het van Naomi iemand van 'n plek waar sy nie eens wou wees nie, met omstandighede wat haar daartoe gedwing het
beweeg na 'n plek van gemengde seën. 'n Plek waar hy alles ten goeie laat meewerk het. En dis maar 'n gedeelte van haar lewe. Ons weet nie hoe die ding uitspeel nie, ons is nie by magte om te besef, jy weet, hoe dit gebeur, hoe Obed groot geraak nie. Ons weet net, Isaai is gebore uit Obed uit, en later is Dawid uit Isaai uitgebore. Hou op om oor goed te dink en te kommer en te bly by goed wat verby is. Dis miskien die eerste punt. Die Here is in beheer van jou lewe. Glo jy dit? Is jy lief vir hom genoeg om jou planne op sy te skuif? En die vierde ding is maklik, kom uit die kombuis uit. Jy weet nie wat hy wil doen nie. Jy is net in die pad. Vertrou hom. Hou op om die ingredients te toets en te proe. Nee, van hierdie goed. Jy weet, ek kan enige blikkie gaan koop in die winkel. Gister het ek dit ook bewys. Monica stuur my vir 'n ding, ek bring daar 'n ding aan, dis nie eens naaste by wat sy gevra het nie. Maar ek sê vir haar, jy weet mos wat om met hom te maak hom net lekker. En dan werk sy hom in. Sien? So, ek en jy leef van hierdie ingredients van die lewe, en dan werk jy goed nie uit, ons dink, dit is nou sleg, dit is nou dit, maar die lewe gaan oor 'n maaltyd. Ons kom weg van hierdie bestanddele af. Jy is dalk nou net by 'n bestanddeel vanoggend. Kom ons vertrou die Here hoe hy alles in plek sal laat val. Nee, goeie. Kom ons bid saam. Here, in die lig van dit wat ons hier beleef, en die woord wat ons nou gehoor het, kom berus ons onsself nou by u goedheid en die guns en die genade oor ons lewe. Here, dat as ons u liefhet, en ons is getrou aan die woord, en gefokus op dit wat u wil doen, Vader, dan kom u, en u bedien ons met soveel heerlikheid en genade. Te verander, om te kan sien, en selfs al is ons op 'n plek, Here, waar ons nog seer het van dit wat in die verlede gebeur het, besef ons nou dat dit wat nou ook in hierdie oomblik afspeel, saamwerk ten goeie vir ons wat u lief het. En daarom kom bly ons vir u plan vir ons lewe, my Vader. Ons is so dankbaar vir die genade wat u ons sluit ook in ons dag. Ons opstaan en ons gaan slaap. Here, dankie vir ons almal wat veilig is. Ek bid vir hulle wat krank is en wat siek is vanoggend. Here, ek bid vir volkome genesing, dat u hulle sal aanraak. Here, ek bid meer as dit alles verwys het verby ons jare om te kan sien wat se hoop die heerlikheid van 'n lewe met Christus vir ons elkeen inhou. Dankie ook vir daardie kosbare genade in ons lewe. In Jesus naam. Amen. Is die musiekspan almal hier? Jy maak my siekspan. Luister julle. Daar's gewoonlik weer selle in die week. Ons sal net vir die besoekers wat daar is, gaan ons vir jou net 'n kaartjie gee, en dan wil ons maar net jou inligting hê, sodat as jy weer belangstel om te kom besoek, kan wil ons jou sommer net nooi na ons huisselle toe ook, waar ons ook sommer net saam kuier en die Here se naam groot maak en hom as middelpunt eer en liefhet. So ons selle begin ook weer hierdie week. So bly om die Shanks te sien daar van Trawalla. Hulle is daar deur die diep waters, letterlik. En die manne van die berg daar bo, Philip, ek het nie geweet julle gaan kom vandag nie. Ja, nou, so baie dankie dat julle almal hier is. Baie dankie vir jou bydrae ook en die manier hoe jy ons bediening seën, sodat ons weer 'n seën kan wees vir ander. Ek gaan vra dat ons sommer net afsluit met 'n lied saam.
gevra dat ons afsluit met Waymaker. Ons het dit nie geoefen nie, maar jy is nie die verskil agterkom. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Turning lives around, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Here, ek sien elkeen van hulle vanoggend hier, Here, met die goedheid en die genade wat U opsluit in elke dag. Here, dat ons sal soek die koninkryk heel eerste in U geregtigheid. Vader, dat ons sal klop en nie ophou nie, dat U vir ons sal oopmaak op die bestemde tyd, en Here, dat U liefde en die trou absoluut die boetoon voer in ons lewe. Vader, so kom sit ons na ons planne neer, en ons neem U doel vir ons lewe op. Ons eer U, want U is kosbaar, U is waardig om geprys te word, die Lam van God, ons verlosser, ons Here en Meester, Jesus Christus. Amen. Baie dankie julle. Ons gaan lekker koffie drink na die tyd. Kry ons asseblief daar.